In die nuus vanaand, die DA, AfriForum en die Vaderlandsstichting lewer van dese week hulle argumente oor waarom sekere dele van die onteieningswet ongrondwetlik is. Die verkiesingskommissie spreek sy tevredenheid uit na die laaste registrasienaweek. En die M83 span van die Agulhas 2 is gereed vir sy suidelike tog na Marion Eiland. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die verkiesingskommissie sê meer as 29 miljoen kiesers is nou op die kiesersrol geregistreer. Meer as 1,7 miljoen Suid-Afrikaners het tydens die laaste registrasienaweek geregistreer of hulle besonderhede by stemlokale of aanlyn nagegaan. Volgens die OVK was die meeste interaksie in KwaZulu-Natal, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Stemgeregtigde kiesers het tot Vrydag kans om hul kiesersregistrasies aanlyn te voltooi voordat die minister van Samewerkende Regering die verkiesingsdatum proklameer. The total voters roll stands at just over 29 million voters. And it is so, and I think we need to re-emphasize the following. Since the last election in 2024, and because voter registration is continuous. Mamabolo is tevrede met hoe sake verloop het en sê meer as 2,1 miljoen nuwe kiesers is sedert die algemene verkiesing van 2024 tot die kiesersrol gevoeg. 2.1 million new voters have been added to the voters roll since the last general elections in 2024. This is despite the fact that we regrettably lost 884,000 voters owing mainly to mortality because on average per month we lose 34,000 people. In KwaZulu-Natal het meer as 400,000 kiesers geregistreer. Gauteng en die Oos-Kaap was naalskraap met onderskeidelik 314,000 en 313,000 registrasies. In areas like KZN, there is heightened intention by voters to participate, and the registration figures, transactions bear that intention out. Sodra die verkiesingsdatum bekragtig word, sal die OVK se verkiesingsrooster inskop. Kaapstadse burgemeester Jordan Lee Lewis sê hy hoop die interregeringsdispuut wat teen die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia verklaar is, positief sal wees vir elke Suid-Afrikaner. Die geskilhandel oor die afwenteling van polisiemagte. Die Kaapse Metro doen al jare lank aansoek dat ondersoekende magte na die metropolisie afgewentel word. Volgens Lewis het die polisie nie die nodige hulpbronne om die getal skuldigbevindings te verhoog nie. Dit laat gemeenskappe op die Kaapse vlakte wat onder bendegeweld deurloop, weerloos en sonder 'n mate van geregtigheid. Lewis sê die doelwit met die versoek om polisieeringsmagte aan metros te gee, is om die misdaadkrisis in die land aan te spreek. Verskeie van Kaapstad se polisieeringsdistrikte is op die nasionale top 30 lys vir verskeie misdade insluitend moord. Lewis sê die wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens in sy huidige vorm beperk die ondersoekmagte vir metros. Die SAPD het ernstige tekort aan speurders, 'n skuldigbevindingskoers van 5% in 4 wapenverwante sake en voortgesette bendegeweld, afpersing en massaskietery veral op die Kaapse vlakte. Ons het probeer, ons het alles in ons vermoë gedoen om dit saam met SAPS en met die polisieminister te doen. Maar nou moet ons voortgaan met hierdie dispuut en dit sal baie maklik klaargekry of suksesvol klaargekry word as hulle saamstem om die SAPS wet te verander om dit te toelaat dat ons metropolisieoffisiere kan ook sake ondersoek. Owerhede glo dat gemeenskappe wat deur misdaad getuister word, beter polisieering, ondersoeke en strafregtelike skuldigbevindings verdien.
Soos die res van die publiek is ons beamptes, die buurtwagte met wie ons saamwerk en met wie ons patrolleer, SAPS-lede self wat sê dit die frustrasie om 'n man te arresteer met 'n vuurwapen, met 'n onwettige vuurwapen wat absoluut tot 'n skuldige bevinding moet lei, en dan te sien dat 95 uit elke 100 van daai persone vryloop, is ondenkbaar. Die stelsel is stikkend en ons kan nie hierdie stand van sake eenvoudig net aanvaar en net aangaan so in die gemeenskapsvergadering na gemeenskapsvergadering hoor hoe die gemeenskappe woedend is oor die situasie. Die stad sê dat indien die geskilbeslegtingsproses misluk, hofstappe oorweeg kan word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Brandbestryders het deur die nag gewerk om die veldbrand wat gister by Tafelberg uitgebreek het onder beheer te bring. Reddingswerkers meen die droë, winderige weer het daartoe bygedra dat die brand vinnig versprei het. Brandbestryders is besig met opruimswerk op Tafelberg na gister se veldbrand. Stad Kaapstad sê die brand het van self uitgebrand, met geen beserings of skade aan eiendom nie. We will keep our firefighters on the line, making sure that they're attending to all these hotspots and any possible flare-ups. Our mop-up operations usually happen over 2 or 3 days after the active fire. And of course, our hiking trails are still closed at the moment, so people should just keep that in mind. All the hiking trails from Kloof Corner to Platteklip Gorge, both above the contour path and below the contour path, are closed. And we ask people to please stay away while the firefighters are in those areas, just for their own safety as well. Die Weskaap het die winter minder reën as gemiddeld ontvang. Die droë en winderige toestande op die berg het moontlik bygedra dat die brand vinniger versprei het. Well, this is certainly not our fire season. This is our season when we don't normally have many active fires. So, yes, we did get early rains this time. We're used to getting rains in July, August, and the conditions have been hotter than usual, so that could have contributed to the spread of the fire. The fact that we had very warm days yesterday and the day before, and we had some wind that was fanning the flames when they did start. So it could be a contributor, yes. Die oorsaak van die brand is nog onbekend en word ondersoek. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Die gesin van 'n 22-jarige vrou, wie se liggaam die afgelope naweek in die Vaalrivier naby Langlins gevind is, het 'n beroep op die polisie gedoen om die verdagtes in hegtenis te neem. Lizeni Mole was laas in die geselskap van vriende toe sy in Junie as vermis aangemeld is. Mohele se gesin sê die polisie sloer met die ondersoek. Ons voel baie ongelukkig, want ons moet alles uittrek by SAPS. Ons moet phone calls maak, ons moet altyd net information by hulle soek en ons moet vir hulle information gee. Laat die saak so ver gekom het die familie met die gemeenskap hand aan hand gewerk tot en met die vinding van ons dogtertjie. Dis hier op die Vaalrivier waar die liggaam van Lizeni Mole gevind was. Nou die gemeenskap van Langlins hier sê meer moet nou gedoen word, veral om Suid-Afrikaanse vroue te beveilig. Ek is baie ongelukkig want ons jong kinders wat maar klein kinders het, word uitgemoor van manne terwille van die drugs. Alles gebeur in elke gemeenskap, nie net hier by ons nie, maar terwille van die drugs. As die drugs kan uit Suid-Afrika uitgaan, dan gaan Suid-Afrika 'n beter plek is om te lewe. Die polisie sê hy is steeds besig met die ondersoek en 'n nadoodse ondersoek sal die oorsaak van die dood bepaal. Keith Suister, SAK, Langlins, Noord-Kaap. Kortliks na die buiteland. Iran sê hy is in gesprek met Oman om 'n verenigde maritieme deurgang deur die Straat van Hormuz te vestig wat beide lande se belange sal dien. Die Iranse departement van buitelandse sake het uitsprake van die Amerikaanse president Donald Trump weerlê dat hy gesprekke met die VSA hervat het. Iran sê die besprekings fokus op die samesmelting van die suidelike roete deur Omanse waters en die noordelike roete deur Iranse territoriale waters in 'n enkele tussentydse korridor. So 'n twee-rigting deurgang sal voorsiening maak vir die belange en bekommernisse van beide kusstate. Die voorgestelde korridor sal 'n tydelike reëling wees totdat 'n vaste roete gefinaliseer is om die huidige skeepsroetes te vervang.
Trump het aangedui dat aanvalle op Iran weens die gesprekke opgeskort is. Ons nuus gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. AfriForum sê hy betwis nie grondhervorming in Suid-Afrika nie. Die organisasie sê dat hy eerder beswaar maak teen sekere aspekte van die wet op onteiening wat volgens hom ongrondwetlik is. The DA is in court today. Voor die aanvang van die hofverrigtinge het die DA na die wet op onteiening van 2024 as 'n wettige grondgryp verwys. In die hof het sy senior advokaat Carisha Pillay aangevoer waarom artikel 19 van die wet op onteiening irrasioneel is. The DA's case consists of two primary challenges. Its mandates and its section 19. There's no question that as is suggested, that the section 19 challenge is a tag-along challenge. It's not. It's a self-standing challenge and it's an important one. Die DA voer ook aan dat die Nasionale Raad van Provinsies se prosesse nie noodwendig wetlik was nie. Die DA, AfriForum en die Vaderland Stichting se afsonderlike aansoeke word die week aangehoor. AfriForum sê onteiening is 'n grondwetlike verpligting en vra die hof om die grondwetlike metode te behou waarin onteiening uitgevoer kan word. This is not a protection for a class. It's for every person whose property may be taken by the state. Die Vaderland Stichting sê hy wil die belange van boere beskerm. There are lots of difficulties that will arise here from, but you don't have to go there. Because all you have to do is to find that legislation is contrary to section 25(2)(b) of the Constitution, inconsistent therewith. AfriForum sit môre sy argumente voort. Ander respondente in die saak is die parlement, president Cyril Ramaphosa, die ministers van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson, sowel as die minister van grond en landelike grondhervorming Mzwanele Nyonso. Eibre Babie, SAIK nuus Kaapstad. Dit is duidelik dat Johannesburg die politieke slagveld gaan wees vir die munisipale verkiesing in November. Verskeie politieke partye het reeds bekende name aangewys in 'n poging om die leiersels in die Goudstad oor te neem. Die PAC is ook vasbeslote om sy stempel af te druk. Die party het die politieke aktivis, akademikus en voormalige ANC-lid Tamika Plaatjie as sy burgemeesterskandidaat vir die metro bekendgestel. The PAC mayoral candidates are not being presented as celebrities or political messiahs. They will lead a collective team of councillors, activists, professionals and community representatives. Die PAC laat niks aan toeval oor nie. Die adjunk-president Jackie Seroke, die sekretaris-generaal Apopoi en die nasionale organiseerder Eddie Mfulwane is ook burgemeester-kandidate vir onderskeidelik Ekurhuleni, Mfuleni en Tshwane. This is not merely an announcement, but it's about presenting individual candidates that are capable of taking municipality forward. It is a declaration that the PAC is organized, the PAC is rebuilding, and the PAC is ready for the people of South Africa. Volgens die party moet die regering se fokus ook gerig wees op die ekonomiese behoeftes en inwoners van die stad, eerder as bloot op basiese dienslewering. There's that uniqueness, that's something unique about Johannesburg. It's a pity that the politics have not connected with the vibrancy of the people. The politics have not learned to temper the mood of the constituencies and the people that they represent. Politics of Johannesburg have been aloof. They have been bureaucratic. They have been only about giving people services. People do not only want to consume services. People are part of the solution. Met slegs 44 raadslede landwyd in 6 metro's, met die uitsondering van eThekwini en Mangaung, is die PAC vasberade om die keer die spelreëls te verander
en as 'n alternatiewe regering in meeste munisipaliteite na die munisipale verkiesings na vore te tree. Die voortsleepende konflik tussen die VSA en Iran het 'n negatiewe impak op Augustus se brandstofpryse vir Suid-Afrikaners. Hoewel die prys van petrol Woensdag met 52 sent per liter vir beide grade daal, styg dieselpryse met onderskeidelik R1.23 en R1.38 per liter. Die prys van parafin styg met R2.03 per liter, terwyl die prys van gas met R4.41 per kilogram afneem. Volgens die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne word die verhoging in diesel- en parafinpryse toegeskryf aan tekorte weens Rusland se uitvoerbeperkings op diesel. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Span wetenskaplikes en navorsers is weer gereed om die ysige suide te trotseer. Suid-Afrika se eie pool en navorsingsskip Agulhas 2 vertrek môre vanaf Kaapstad na Marion-eiland om die land se nasionale wetenskapsprojekte in die suide voort te sit. Die M83 span van sowat 20 wetenskaplikes en navorsers sal die volgende 8 maande op die eiland deurbring. Marion-eiland is in Mei noodgedwonge ontruim weens brandstof en voedseltekorte. We have seen that this is a redeployment of this team, and it comes at a time where, as I've already highlighted, that we had challenges before and issues of polar diesel, mainly because of the geopolitics. The supply could not come on time. Die span doen navorsing rakende die klimaat, weerstelsels en marine biodiversiteit in die suidelike oseaan. It's mostly monitoring and they take samples to do more research on the genetics of the sea mammals. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing het ook die span kom groet. The department has pulled out all the stops to ensure that our team get back to Marion Island after being evacuated earlier this year because of a shortage of polar diesel. Of course, we'll have our scientists will be returning, about 20 scientists who will be contributing, I think, to world-class research programs. Die span bestaan uit lede van die departement, die Suid-Afrikaanse Weerdiens, die Nasionale Ruimteagentskap, die Polêre Navorsingsinfrastruktuur en BirdLife Suid-Afrika se muisvrye Marion projek. Saam bevorder hulle Suid-Afrika se navorsingswerk in die suidelike oseaan. En ons is net hierna terug met die sport en die weer, bly gerus ingeskakel. Banyana se lot sal tydens die laaste Groep B wedstryd van die Vroue Afrika Nasiesbeker in Casablanca, Marokko bepaal word. Die Banyana moet Burkina Faso môre aanklop om vir die uitklopfase van die toernooi te kwalifiseer. Die voorlopers in die groep, Ivoorkus, moet ook met Tanzanië afreken as Suid-Afrika wil deurgaan. Banyana het sy laaste wedstryd teen Tanzanië met 2-1 verloor. Na 'n taai-stryd en 'n goeie terugvegpoging kon die span met 2-1 gelyk op speel met die Ivoorkus. Nog 'n reddingsboei vir Bafana was toe Burkina Faso Tanzanië geklop het. I think it's fortunate that Tanzania and Burkina Faso kind of went our way, but yeah, that was the last thing we wanted, was to rely on other teams to, get results or not get results. But yeah, I think now, hopefully this was the best wake-up call for us as a team. Banyana wat tans die laaste in die groep se punteleer is, met net 1 punt, speel môre teen Burkina Faso. Fortunately for us in our group, we have a similar type of profile in terms of the games that we're playing. We know it's going to be physical, we know it's going to be transitional football, and again,
We've seen it in the couple of games that we've played, our weaknesses as well. So we went back really and analysed our weaknesses and also things that we need to work on getting into the next game. Die wedstryd skop môre om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd af. En so is dit groetheid van ons. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, wolklose toestande kom voor in die grootste dele van die land, behalwe in dele van die Wes-Kaap, asook in die verre noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Sterk wind kan ook verwag word langs die KwaZulu-Natal kus. As ons kyk na môre, 'n fris wind kan ook voorkom langs die kus, met enkele buie wat voor kan kom in verre westelike dele van die Noord-Kaap, asook in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kan verwag word. Pretoria het 'n maximum van 22 grade en 'n minimum van 4. Johannesburg se minimum is 3 en 'n maximum van 20. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n warme dag kan verwag word in die provinsie. Messina het 'n maximum van 29 en 'n minimum van 6. Polokwane het 'n maximum van 24. In Mpumalanga, 'n koel dag kan verwag word. Dit is bietjie warmer in Skukuza met 'n maximum van 30 grade en 'n minimum van 6. Standerton se minimum is 8 en 'n maximum van 20. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal. 'n koel dag kan verwag word, maar dit is kouer in Kokstad met 'n maximum van 19 grade en oornag 'n minimum van 5. Port Shepstone se maximum is 23. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap. 'n koel dag kom voor. Willowmore se maximum is 23 en 'n minimum van 1. Dit is warmer in Gqeberha met 'n maximum van 27. In die Wes-Kaap, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Beaufortwes se maximum is 26 grade, maximum van 7. Oudtshoorn se maximum is 28 grade. In die Noord-Kaap, 'n koel tot warme dag kan ook verwag word. Appington se maximum is 26 grade met 'n minimum van 8. Dit is koud oornag in Sutherland met 'n minimum van -3 en 'n maximum van 20. In die Vrystaat, 'n koel dag kom voor. Bloemfontein en Forest met 'n maximum van 20 grade. Wepener se maximum is 19 en 'n minimum van -2. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kom voor. Temperatuur in die laat 20s kan verwag word. Rustenburg en Klerksdorp met 'n maximum van 23. Tosca se maximum is 24 grade. Dit is nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.